Hartlike goeiemôre, dit is Dinsdagoggend, die 24ste Februarie, jaar 2026. My naam is Dani Gerber en vandag gaan ons net weer 'n bietjie rondom God se woord sit en gaan so 'n bietjie gesels uit dit. En ek lees hierdie gedeelte vanoggend en dit kom net so by my op dat wees tevrede met wat jy het. Moenie geldgierig wees nie, moenie gierigheid najaag nie, want die Here voorsien. Halleluja. En dit gaan hierso wees in 2 Konings 5. En dit gaan hierso oor Naaman, is die Arameer wat genees word van melaatsheid en dan Gehasie wat melaatsheid ontvang. So ou moet maar versigtig wees wanneer jy gierigheid najaag, nê. So dat jy gaan lees dit maar in jou eie tyd, soos ek sê 2 Konings 5, so 27 verse, gaan lees dit, dat jy kan sien waaroor dit gaan. Ek wil so hier en daar net 'n versie aanhaal. So Naaman het toe nou uitgevind dat Elisa kan is 'n kind van God, hy's 'n man van God en hy kan jou gesond maak as jy siek is en hierdie man het melaatsheid. Hy sê hierso in verse 9, hy sê so het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. So met ander woorde, Elisa het nie self met hierdie man gaan praat nie. Hy het sommer net sy knegt gestuur en vir hom gesê, gaan sê vir hom, hy moet hom 7 maal gaan bad en dan gaan hy gesond wees en goed. Hy sê in verse 11, maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid sal weggeneem word. So hierdie ou het gedink daar moet rituele plaasvind en daar moet iets gebeur, maar die woord van God spreek. Distansie het geen beheer oor God nie en hy kan spreek en jy word genees. Amen. En hy sê in verse 14, net so 'n bietjie terug te kom, waar by verse 13, toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy gesê het, was jou en jy sal rein word. En nou Naaman besef toe, okay, wag, laat ek nou maar tog doen wat hierdie profeet my beveel het, en hy gaan toe in vers 14, daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik, volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun, en hy het rein geword. En as jy verder gaan lees, toe kom Naaman en hy gaan terug na Elisa toe en hy sê, wow, baie, baie dankie, en hy wil vir hom geskenke gee, en Elisa sê, ek stel nie belang in jou nie, maar dit is nie ek nie, dit is God wat jou genees het, bring jou offers aan God, maar dit nie aan 'n mens gee nie. En die hartseer gedeelte is verse 20, en Gehasie, dis nou die dienaar van Elisa, hy sê, my heer, hierdie Arameer, Naaman, verskoon deur nie uit sy hand aan te neem nie, wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik sal ek agter hom aanloop en iets van hom aanneem. So Elisa het gesê, ons wil nie jou goeders hê nie. En hierdie oukie het gesê, ek soek 'n bietjie, ek soek betaling. Ek moes die hele tyd uitloop en op en afloop en goed, want Elisa het net vir hom opdrag gegee, dan moes hy dit doen. En hierdie man is so 'n bietjie geldgierig, nee, as ek dit so kan sê. En hy sê toe in vers 25, toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasie? En hy antwoord, die dienaar het nêrens heen gegaan nie, maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het, jou tegemoet nie? Is dit tyd om die silwer te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne? Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe, en hy het van hom uitgegaan melaats soos sneeu. So pas op, dat die Here vir jou iets gee om te doen. Ek weet, hier is hierdie Gehasie in die teenwoordigheid, en hy leef in al die weelde, en hy het alles wat hy nodig het. Maar gierigheid het gemaak, dat hy alles verloor het, en hy het weggegaan melaats. Nie net hy nie,
maar tot sy nageslag vir ewig deur. Hoe hartseer is dit? So, staan vas, wees tevrede met wat jy het, God weet wat ons nodig het. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here, dankie Here, dat U ook ons help, Here, dat ons nie sal wil meer en meer wil hê nie, dat ons gehoorsaam sal wees aan U en U alleen. Here, wees saam met elkeen van ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broertjie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus, en onthou, alles wat jy doen, doen dit soos of jy dit vir die Here doen. God bless.